Let's go do this. Ons gaan nie baie tyd vat nie. Ons wil almal ons Saterdag gaan geniet, maar ons wil ook lekker ietsie nuuts leer vandag. Okay, goed, so, dat ek net gou hierdie skerm hier opbring. Ek gaan vir julle die template stuur, maar net soos verlede week nie. Hierdie een gaan elkeen op sy eie kan werk. Net gou hier insit. Net gou by die chat kom. Daar sy. Okay, so elkeen behoort op hom gelyktydig te kan werk sonder dat dit interfereer met mekaar. Okay. Alright. Julle kan vir my sê as julle omdat ons so min is, julle kan regtig unmute, praat saam. Ons is nou regtig, ons is net 'n klein groepie mense, so as julle wil gesels saam, as julle oopgemaak het en julle kan hom gebruik, laat weet net vir my wie gaan saam doen en wie gaan net kyk. Die wat gaan saam doen, sê ook net vir my, sit vir my nommer 2 hier in die comments, sodat ek net weet vir wie wag ek, saam met wie werk ek. Michelle gaan saamwerk. Gaan die res net kyk. Okay, en Karen gaan saamwerk. Okay, cool. Okay, ons is daarom 2 wat gaan saamwerk. Die res gaan net kyk, so dit is 100% reg. Okay, so nou 'n business kaart, nê? Nee? Die belangrikheid van 'n business kaart is ek het die video aan daai kant, dis hoekom ek nou so skuins kyk. Okay, die belangrikheid van 'n business kaart is, daar is sekere goed wat jy op jou besigheidskaartjie moet hê. Obviously, jy moet jou, wat ek net gou kyk. Ek het net so 'n vinnige opsommingkie gemaak dat ek niks vergeet het. Okay, nou obviously jou naam en jou van, jou titel en jou rol, jou kontakbesonderhede, jou selfoon, WhatsApp, e-posadres, jou webtuiste. Dan natuurlik is jou handelsmerk en jou branding is belangrik, jou logo, jou brandkleure, 'n professionele foto. En dit is veral sodat mense jou baie maklik kan identifiseer en dat jy herkenbaar is vir hulle en ook dat dit baie professioneel voorkom. Jy kan byvoorbeeld nie ek voel net wanneer jy 'n signature op het. Veral vir ons mense wat ons het ons eie klein besighede, ons doen ons eie ding, nê? Nee? En jou gesig is jou brand. As jy daar buitekant op social media gaan, herken mense jou. En dit is belangrik om dit dan nou in jou e-mail ook te hê en dan natuurlik ook om 'n call to action te hê op jou business card, in jou signature is ook belangrik, want in daai kan jy insit, book a call with me, join my community of watch a free training. Dit kan jy ook in daai, veral as jy, sê nou maar, dit is jou e-mails wat nou uitgaan vir die eerste keer in jou mailing list, en dan sit jy jou signature heel onderaan, en jy kan miskien 'n klein training video daaronder insit, of jy kan miskien get to know me, of wat ook al, jy kan ietsie daar insit wat vir mense gaan laat klik om te gaan kyk, dis ietsie anderste as net 'n plain signature, so jy kan regtig bietjie kreatief daar raak, as jy sê nou maar, soos die Canva klas wat ek nou byvoorbeeld doen, ek kan miskien sê, ek bemark nou al hierdie ander goeders wat vir jou klomp geld kos, maar jy kan 'n Canva klasie kom bywoon. Dan kan ek daar miskien 'n link insit vir Canva for beginners, free Canva for beginners, en dan kan ek 'n klein videoetjie daar insit wat dan speel. So mense kan kreatief raak. Okay, maar natuurlik moet dit kort, skoon en professioneel wees en met jou kleure in gedagte, en dit moet nie te bont wees nie, want sodra dit te bont is, gee dit ook weer nie 'n goeie beeld nie. Laat ek net gou kyk of ek die gallery so kan stel. Okay, goed. So, ek glo julle het almal nou hierdie template oopgemaak. Natuurlik kan jy nou baie kreatief begin raak. Ek gaan gou vir julle wys hoe lyk my e-mail signature. Ek gaan hom weer verander want ek is mos besig om my rebranding te doen. Ek was altyd
wit, swart en goud was my kleure gewees, maar ek gaan redelik van dit af verander, so ek gaan weer begin 'n rebranding doen. Hierso is byvoorbeeld, hierso is die link vir my digital business card. So as jy daarop klik, dan maak my business card oop uit my e-mail uit. So dit is net hoe myne lyk, ook net baie plain en simpel, nie te veel nie. En ek is mos nog maar lief vir glitter, so daar's altyd 'n bietjie glitter. Okay, goed. So jy gaan nou kies. Jy kan sien, soos ek nou al vir julle in die verlede verduidelik het, enige iets waar jy klik en hy maak 'n persrand, beteken dit jy kan dit verander. So dit beteken nou ons kan daai hele agtergrond verander, ons kan die foto verander, ons kan alles wat hier is kan ons gaan verander. So kom ons gaan gou-gou kyk, as jy jou foto wil gaan upload of miskien as jy jou besigheidslogo het wat jy daar wil insit, dan gaan jy net op die foto klik, dan gaan jy na uploads toe. Ons het mos nou al 'n hele paar lessies saam gedoen, so julle weet nou al hoe om te upload, maar ek gaan net vinnig wys. Sê nou maar dis die heel eerste keer wat jy nou gaan doen, dan kan jy gaan op upload files, en dan gaan hy vir jou images uitgooi wat op jou rekenaar is wat jy kan gebruik. Maar ek gaan nou sommer hierdie gebruik vandag. Ek gaan nou iets totally different, dit gaan glad nie na my goed lyk nie. So ek gaan sommer net die twee visies insit, en dan kan ons sê nou maar, Erika, net gou vir Erika laat inkom. Ek weet nie wat julle gevoel is van die skrif nie, maar ek dink ook, jou skrif moet natuurlik ook, jy moet ook met jou branding, moet jy ook seker maak dat jou skrif baie leesbaar is, en dat dit herhaal word, sodat mense dit altyd kan herken. Ek sal byvoorbeeld glad nie hierdie gebruik op 'n e-mail signature nie, omdat 'n e-mail signature so klein raak, gaan daai skrif baie moeilik leesbaar wees. Maar elkeen each to each their own, hulle kan kies wat hulle wil. Ek gaan sommer net 'n plain en simpel enetjie gebruik om dit maklik leesbaar te maak, en dan gaan ek nou sommer hier skryf. Sammy Tims. Okay, so hierdie is Sammy Tims se e-mail signature, en wat doen sy? Sy is 'n fashion designer. So jy kan, en ek het ook nou, soos ek vir julle verlede week gewys het, jy gaan double klik net en jy kan highlight, dan kan jy verander. Jy kan die grootte ook verander hier na die increase font size. Kan jy hom lekker groot maak. Ek gaan net gou gewys, nou wys hy mos nou uit in 2 lyntjies ingegaan. Sodra jy weer klik op hom, beteken dit jy kan hom skuif op enige van die icon plekkies wat verhelder. So as ek daar in die middel gaan en ek trek hom, dan gaan hy alles in een lyn wees. So as 'n fashion designer, jy kan jou telefoonnommer hier insit, jou e-mailadres en jou adres. Maar nou wil ek sê nou maar, ek hou nie van dit dat dit net so is nie. Ek hou daarvan dat daar byvoorbeeld 'n telefoontjie in is. Nou gaan ek hier wys, ek gaan op elements. Dad, what happened to Malome? I thought he was a hero. I also thought she was a hero. En dan gaan jy hier op elements klik, nee, jy gaan op elements en dan gaan ek daar intik, okay, kom ons vat so my email icon, ons vat hom, en dan kan jy, hier soveel verskillendes wat jy kan kies, veral wanneer jy die paid version het, dan kan jy nou regtig baie mooi kies, soos ek sal nou van hierdie hou, hierdie wat so metallic is, veral omdat dit gaan mooi uitstaan met die pinke ook hier. Maar nou kan jy, kom ons vat net ietsie eenvoudigs hierso, en ons vat byvoorbeeld daai enetjie. Nee, ek kan nie, ja, okay, ons maar, hy's nou swart en wit, is okay. As jy op hom klik, kan jy hom drag, jy klik, en jy kan enige plek drag, en dan omdat hy nou in swart is, en ek kan nie daarvan dat hy in swart is, ek wil graag hy moet wit wees, hierbo, waar color staan, in hierdie bar daar, is daar so 'n swart kol, dis color, nou kan ek dit gaan verander.
Nou gaan julle sien, sodra ek op dit geklik het, maak hier nou 'n hele color palette hier langs die kant oop. En wat baie nice is, al die kleure van die visies nou word outomaties klaar opgetel. So wanneer jy jou eie foto insit of jou eie brandkleure in jou logo insit, sal hy onmiddellik daai kleure identifiseer dat jy dit kan herhaal. So kom ons speel 'n bietjie met die kleure en kyk wat gaan gebeur. Okay, ek gaan daai ligte pink enetjie vat. Dan gaan ek hom op die hoekie vat en ek gaan hom kleiner trek. Ek trek hom kleiner en ek los hom. Dan kan jy sien hy's nou daar tussenin geval. As hy tussenin geval het, jy kan net altyd klik en skuif die ander goedjies rond totdat hy weer op sy eie is. So dis regtig net jy klik op hom en jy trek hom waar jy hom wil hê. Nou gaan ek hom nog 'n bietjie kleiner gaan maak. Tot hy so groot is omtrent. En kan julle sien hieronder is ook hierdie icon wat so flikker hier met die pyltjies. Jy kan op hom klik en dan kan jy hom ook trek tot waar jy hom nodig het. En dan kan jy hom los. Okay, daar's my e-pos icon. Nou sê ek phone icon. Ek gaan doen ons net weer presies dieselfde. Ek gaan daai enetjie vat. Ek gaan ek presies dieselfde met hom doen. Ek gaan ook die kleur verander. Gaan op color. Ek gaan op die, dit sê hier light red. Ek sou nou nooit gedink het is light red nie, maar okay. En dan gaan ek hom ook weer gaan kleiner trek. Trek hom kleiner. As jy die, ek wil net gou kyk of dit moontlik is actually met die ene. Dit lyk nie so nie. Ek sou nou graag wil gehad het hy moenie daai wit agterin hê nie. So kom ek gaan nou iets anders vat, so ek wil hom nie meer hê nie. Ek gaan hom nou delete. So sodra hy pers is, kan ek hom gaan delete. Ek gaan nou 'n ander een soek. Hier's 'n cute een. Okay, ons vat sommer net daai een nou. Skuif hom ook net so 'n bietjie uit die pad uit. Gaan na color toe. Kies weer dieselfde enetjie en ek maak hom klein. Maak hom klein. En dan vat ek hom op daai pyltjie ene en ek trek hom tot waar ek hom wil hê. Okay. Dan kan ons gaan by, kan ons address icon doen. Miskien kan ons ja, ek sal van so ietsie hou, van so ietsie. Sal ek kleur. En ons maak hom lekker klein. So hierdie, ons het nou nog hier die hele tyd net presies dieselfde ding oor en oor gedoen. Ons het net elke keer 'n ander icon gebruik. Okay. Nou kan julle sien, dit lyk alles baie gesquash. Dit lyk nie baie mooi uiteengesit nie. Nou kan jy 'n bietjie gaan rondspeel met dit. Nou kan jy gaan klik op, ek gaan daai voetjie 'n klein bietjie opskuif. Klein bietjie op. Ek gaan die e-mail 'n klein bietjie opskuif. En dan sit ek die res ook in lyn met dit. Dat hulle net mooi gespasieerd is. Nou lyk dit al klaar 'n bietjie beter en daai gaan ek ook 'n bietjie skuif. Hier kan jy nou regtig 'n bietjie gaan rondspeel en maak dit maklik vir jou oog. As dit vir jou maklik leesbaar is, dan sal dit vir hulle ook wees. So nou, as jy jou agtergrond wil gaan, kom ons sê ons wil hierdie agtergrond ook verander, die kleur. Dan kan jy altyd net gaan, jy klik op hom, dan gaan jou kleur daarbo wees
en dan kan jy vir hom 'n ander kleur ook gaan kies. Kom ons maak dit sê nou maar so, daai kleur, daai pink, so ons kan dit doen, dan lyk dit nou alweer heeltemal anders. En ook jou agtergrond ook daar agter, jy kan hom ook heeltemal gaan verander, maar dan gaan jy, sodra ek dit nou gaan doen, gaan hy totally different lyk, nee, maar dan kan jy nou gaan kyk na allerlei verskillende, jy kan selfs jou brand, jy kan jou uploads doen, jy kan hier ook 'n groot foto hier agterin sit, is net soos wat jy wil, maar ek sal eintlik sê, hou dit so plain as moontlik. Nou om hierdie in te sit, byvoorbeeld as jy nou 'n link wil opsit. So kom ons gaan hier, ek gaan weer op Elements sit, en dan gaan ek sê leopard blok. Ons kyk wat kry ons. Ek wil iets vat wat nie kroontjies het nie. Nee, is nie mooi nie. Kyk, ons gaan net hier, wat se kleur? Ek gaan maar weer sê gold blok. Oeps. Of square. Daai. Dan gaan ons nou een kies wat nie 'n kroontjie het nie. Julle weet ook nou, die een, as hy 'n kroontjie het, beteken dit is die pro ene. Nee, daai een lyk soos 'n price tag. So jy kan nou lekker gaan rondspeel, kyk waarvan jy hou. Ek gaan nou sommer net hierdie enetjie kies. OK, so as ek nou daai blok daar ingesit het, nou sit hy hier in die middel van nêrens sê. Nou hierso is 'n wielietjie hier onder, waar jy kan links en regs draai, so as jy op hom klik, en jy trek hom na die linkerkant toe, of na die regterkant toe, so ek gaan hom sommer net so los, en dan gaan ek hom afbring onder toe. Klik op hom, en ek trek hom af onder toe, en nou gaan ek my blokkie baie klein maak. Dit is nie mooi nie. I don't like it. It lyk actually mooi hier. But anyway. As jy nie van iets hou nie, dan vat jy dit net eenvoudig weg. Want ons moet dit netjies en professioneel nog steeds laat lyk. En kyk, kom ons vat gou die ene. Maar kleur werk nou glad nie saam nie. View my digital business card. OK. Jy kan hom ook nou natuurlik enige plek gaan sit, net waar jy wil. So ek gaan hom sommer hier in die middel sit, en dan gaan ek nou teks daar binne insit. So nou om teks daar in te kry, dan gaan jy hierso langs die menubar aan die kant, sal jy sien daar staan teks, en dan kan jy daar in gaan tik, view my, whatever jy nou daar wil opsit. My business card. Ek gaan sê my website. Want hierso het hulle 'n selfoonnommer, hulle het 'n e-mailadres, hulle het 'n fisiese adres, wat ons nou eintlik nooit gebruik nie, en dan jou website. So daai icon was nie daar nie. Kom ons gaan dit insit. Kom nou.
Jy kan ook na jou skrif hier gaan kies van jou keuse. Ok, ons gaan sommer daai enetjie doen. Solank hy blou is, kan jy hom delete, dan kan jy alles uithaal en dan kan jy self daar tik, view my website. Kan jy op hom klik, dan kan jy hom aftrek tot daar. En nou moet jy die link daar insit. So om 'n link op te sit, gaan jy weer klik op daai bewoording. Dan gaan jy sien daai 3 kolletjies daar langs die vuilgoedrommetjie. Hier's 'n vuilgoedrommetjie wat delete is, daai enetjie, né? As jy op hom klik, dan kom daar 'n klomp opsies hier op en hier is link. Jy kan klik op link en dan kan jy jou e-mailadres daar insit. Ag, enige link daar insit. Ok, so daar's my website adres en nou is hy gehyperlink. sien julle, daar is hy nou. En daar is 'n stippellyntjie daaronder. So nou wanneer ek hom in my e-mail gaan sit, dan gaan hulle kan sien, ek kan sommer direk op die website gaan klik en dan gaan hy oopmaak. So dit is die basics van 'n e-mail signature. Dis regtig baie maklik om te doen. Jy kan baie kreatief raak. Jy kan, laat ek net daai delete, waar kom hy vandaan? So dit gaan regtig afhang van wat wil jy hê, hoe wil jy hê met jou e-mails lyk ook. Ek gaan vir julle gou wys hoe lyk myne. Dit kom op hier. Ek het hom nie oop nie. Ek het hom nou nie oop nie. Ek kan nou nie oopmaak want ek het te veel tabs oop. Later sien julle goeders wat julle moet sien nie. So, maar dis actually baie maklik want nou gaan jy hom net kan gaan download. So as jy gaan download, ek net gou ja, Erika, jy sê ek het verlede week myself vasgeloop hierdie om toe ek my weer kom kry, toe wys ek goeders wat ek nie wou gewys het op my sisteemie. Ok, so as jy hom gaan download, dan gaan jy sê hier op, klik jy op download en dan kan jy gaan op PNG of jy kan hom op JPEG sit. Maar gewoonlik kies ons wat Canva vir ons voorstel. So jy kan hom op PNG sit en dan kan jy hom gaan download. Kom ons kyk gou. En daar is hy. Hy's klein, die regte size klaar. So nou kan jy actually sien, wanneer jy nou hier kyk, daai is vir my hopeloos te klein. So ek sal dit gaan groter maak, want as ek sal nooit daai nommertjies op, ek wat my oë wat so sleg raak, nee. So ek moet mos nou kuiter vir almal. Daai is hopeloos te klein. So ek sal met die font size gaan speel. Voordat ek die nou gaan gebruik. Ek sal op dit gaan klik en ek sal dit groter maak. Net om dit 'n bietjie makliker leesbaar te maak. Daar sê. Ek dink so ietsie. Kom ons kyk gou of ons hom kan view. Ons download hom net weer. Ook en hierso kan jy ook jou, ek sien uit 'n kroontjie. Maar anyway, as jy die Pro ene het, dan kan jy ook jou grootte van jou e-mail signature gaan verander hier, dat hy groter of kleiner is. Download hom net gou weer en kyk hoe lyk hy, sy font size 'n bietjie groter is. Is dit dan die? Ja, hierdie een is bietjie groter. Ek kan dit nou duidelik lees. As hy. So dis dit.
Dit is so vinnig soos wat vandag se klasie is. As enige iemand hier 'n vraag het, as jy wil weet, as ek iets te vinnig gedoen het en jy wil hê ek moet weer wys, vra gerus. Ek gaan die recording beskikbaar maak want dan kan jy dit altyd pause en play en jy kan altyd gaan speel regtig met dit, gaan raak kreatief. Ek is so verstom, die een vroukie wat verlede week hier op was die eerste keer wat sy thumbnails gemaak het. En toe sy eers weet hoe om dit te maak, het sy het so baie gemaak, sy het 6 op dieselfde dag gemaak. En is beautiful. Haar kreatiwiteit het net uitgekom. Sy het die mooistes gemaak. Nou sit sy alles op YouTube, né? Alles wat sy doen, YouTube en 'n thumbnail, YouTube en 'n thumbnail. En ek kan onmiddellik sien hoe haar vibe nou is, né? Mens gaan net so vinnig, gaan jy as jy scroll op YouTube of wat ook al, jy sal dadelik weet, dis sy. Want is so uniek, kleurvol, baie prettig wat sy dit gemaak het. So gaan spandeer die tyd en gaan speel rond, kyk waarvan jy hou, gaan kyk ook na voorbeelde, byvoorbeeld op die internet of miskien op Pinterest of wat ook al, gaan kyk na voorbeelde na waarvan jy hou, want onthou, jou kliënte gaan ook hou van waarvan jy hou. So gaan speel 'n bietjie rond, soek 'n idee waarvan jy hou en gaan go and have some fun. So, en dan natuurlik ook as jy vashak met iets, stuur vir my 'n boodskap, julle is meer as welkom. Ek weet nie wie van julle al in my community is nie. As jy nog nie in my community is, ek gaan vir jou my link ook hier stuur. Jy kan ook uit die community uit vir my 'n boodskap stuur en vra daarvoor. En as daar iets is wat jy wil leer, iets anders wat jy dalk graag wil leer, stuur vir my boodskap en sê, hoorie, kan ons volgende Canva klas dalk dit insluit, nê? Want ek wil graag dit leer. Ek hou daarvan om baie my woorde werk nie. Foundational te wees. Foundational. Ja, ek hou daarvan om dit so maklik as moontlik te hou, want ek wil nie dit moet te moeilik wees aan die begin. Ek wil regtig hê beginners moet dit kan doen en kan gaan speel en kan oefen vir 'n week lank voordat ons die volgende ding doen. Maar as daar iets is wat jy intussen tyd wil hê, ons moet aan werk, laat weet vir my en dan doen ons so. Ek wil graag hê julle moet julle skills kan verbeter en mooi goedjies maak en trots wees op dit wat jy maak, ja. Enigiemand? All good? Dankie, Natasha. Plesier. I appreciate you. Nee, dankie. Dis 'n plesier julle, ja, so dit was nou 'n lekker vinnige klasie, halwe uur en daar's ons klaar. Maar ek gaan nie 'n ding uitrek wat maklik is nie. Ek wil dit vir jou wys, ek wil hê jy moet dit gaan doen en jy moet pret hê. Okay. Nou toe julle, lekker dag vir julle almal. Bye.